Goeiedag en baie welkom. My naam is Dion Els en jy is ingeskakel by Helderberg gemeente. Is sommer vir my lekker om op so 'n pragtige dag ook hierdie kort boodskap met jou te kan deel. Ek hoop dat hierdie boodskap ook 'n weg na jou hart toe vind. Dat dit wat ons oor gaan praat vir jou ook so klein bietjie sal help. Maar kom ons word stil en dan bid ons saam. As jy baie nuut is by ons, baie welkom. Ons ontvang jou en ons hoop dat jy sommer baie groei sal beleef ook hier in ons gemeenskap. Maar kom ons vat so 'n oomblik en ons bid saam. Here God, baie dankie vir oomblikke soos hierdie wat ons kan weet dat U by ons is. Here, dis vir ons kosbaar. Dis vir ons kosbaar om te weet dat U hier is in hierdie plek nou waar ons besig is om U woord oop te maak, waar ons 'n bietjie gaan saam lees. Saamgesels. Ek wil vra Here dat U elkeen wat na hierdie uitsending kyk sal seën. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons is op pad na Pinkster toe wat hier in Mei gaan plaasvind en ons is baie opgewonde daaroor. En vanoggend gaan ons so 'n bietjie saamgesels oor fokus. Nou, so rukkie gelede toe vra ek vir my jongste dogter. Ons het 'n ongelooflike slim twee dogtertjies en ons jongste is ongelooflik vinnig, so alles wat sy doen sy vinnig. En ek vra haar toe nou om ietsie te gaan haal in die kombuis en sy skyt soos 'n blits en terwyl sy so uit hardloop toe sê sy vir haarself, skree sy kliphard, "Fokus Emily, fokus!" En ons het so lekker daaroor gelag. Maar so van fokus gepraat, dit is John Ive, die hoofingenieur van ontwerp by Apple, wat vertel hoe hy sukkel om die nuwe iPhone te ontwerp. Gelukkig is Steve Jobs, die CEO, 'n baie kreatiewe en innoverende persoonlikheid en hy sê toe vir John, maar ek sal vanoggend gou 'n draai by jou kantoor kom maak net om jou so 'n bietjie uit te help. Groot is sy teleurstelling toe hy agterkom dat Steve letterlik afgeloop het in die gang, sy gesig in sy kantoor ingedruk het en vir hom die volgende gesê het en weer uitgestap het. Al wat hy gesê het was, "Focus is saying no." En toe stap hy weer uit. Focus is to say no. Sien wat Steve vir John probeer sê het, is dat om te fokus is om nee te sê. Dit is om nee te sê vir slegte idees, vir slegte geleenthede. Maar meer nog, fokus is om nee te sê vir goeie idees en goeie geleenthede, sodat jy kan fokus op wat regtig van belang is. Een van die mees indrukwekkendste stories van fokus wat ek al gehoor het, speel af in 1961 in Cape Canaveral by NASA se hoofkantoor, toe John F. Kennedy, die destydse Amerikaanse president, enkele ure voor Apollo 11 op pad is maan toe, afstap in een van hierdie lang gange, en miskien ken jy die storie. Hy het so afgestap in een van hierdie lang gange, en daar was 'n vloerskoonmaker, en met 'n groot media span agter hom het hy toe gedink, maar dis miskien 'n goeie geleentheid om so 'n bietjie met hierdie persoon te praat. En groot is sy verbasing toe hierdie vloerskoonmaker vir hom sê, "Excuse me, Mr. President, but I don't have time. I'm not mopping the floors. I'm sending someone to the moon." Sien, hierdie skoonmaker weet dat om te fokus is om nee te sê vir selfs die grootste geleentheid miskien van sy lewe om met die president van Amerika te gesels. Die hartseer realiteit is dat baie mense besef nie dat jou fokus bepaal jou lewe. Die rigting van jou aandag bepaal die rigting van jou lewe. Jou fokus bepaal wat jy sien, wat jy hoor, hoe jy praat, hoe jy jou wêreld interpreteer. Dit is eintlik baie verbasend oor hoe maklik jy mense se fokus kan agterkom deur hulle reaksie op dinge in hierdie wêreld raak te sien. My fokus bepaal die diepte, die kwaliteit, die soort mense in my netwerk, in my familie en die soort verhoudinge wat ek met vriende koester.
En miskien het jy die boek al gelees, ek het die boek so 'n paar jaar gelede gelees, van James Clear, wat skryf in Atomic Habits, skryf hy so 'n kort sinnetjie en hy sê, where I spend my attention, there I will spend my life. Daar waar ek my fokus plaas, daar waar ek my aandag plaas, daar sal ek lewe. Miskien is dit 'n sinvolle plek vir my en jou om so 'n bietjie te dink, soos wat ons in hierdie Pinkster ingaan, wat is my lewensfokus? Wat is jou lewensfokus? Wat is die ding waarop jy meeste van jou aandag spandeer? Wat is die ding waarop al jou fokus reg deur die week gespandeer word in hierdie wêreld? Want dit is daar waar jy ook jou lewe sal spandeer. Die gedeelte wat ons nou gaan saam lees, kom uit Handelinge 7 en dit is 'n aangrypende verhaal. Dit is 'n verhaal met skerp en rowwe kante. Die dood van Stefanus en dit is Johannes Calvin wat oor Stefanus se dood geskryf het. Hy skryf oor hierdie gedeelte en hy sê, hy beskryf dit as a cruel and a horrible kind of death. So die gedeelte wat ons nou gaan lees is regtig 'n gedeelte met rowwe kante, maar kom ons lees saam. Ons lees vanuit Handelinge 7 vanaf vers 54 en onthou nou dit is Lukas, dieselfde Lukas van die Lukas Evangelie wat dan nou hierdie gedeelte dan nou vir ons gee. So kom ons lees dit saam, jy kan self daar by die huis kan self saam lees. Toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het hulle op hulle tande begin kners oor hom. So dis nou ander gelowiges wat hulle tande begin kners oor wat Stefanus sê. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het stip na die hemel gekyk en die heerlikheid van God gesien. En Jesus wat aan die regterhand van God staan. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het luidkeels uitgeskree, hulle ore toegedruk en soos een man op hom afgestorm. Nadat hulle hom uit die stad gesleep het, wou hulle hom stenig. Die getuienis het hulle boklere neergesit by die voete van 'n jong man bekend as Saulus, en hulle het Stefanus gestenig terwyl hulle uitroep, Here Jesus, ontvang my gees. Hy het op sy knieë geval en met 'n harde stem uitgeroep, Here, erken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Met hierdie woorde het hy gesterf. Dit is ongelooflik om te dink dat een persoon dit aan 'n ander persoon kan doen. Meer nog, hoe een gelowige dit aan 'n ander gelowige kan doen. Sien, wat hier gebeur is, die resultaat van wat hier gebeur het, is die oorsprong van konflik tussen gelowiges. Dis gelowige teen gelowige wat hier in die stryd is. Dis gelowiges met verskillende fokuspunte wat hier in stryd kom. En Stefanus is dan die dood van hierdie verskillende fokusse waarop hierdie twee groepe gelowiges dan nou hulle oë het. Hier's 'n verskillende fokus. Hier's 'n spanning wat saamloop en as jy tyd het, gaan lees gerus Handelinge 6, want in Handelinge 6 lees ons dat hierdie spanning tussen gelowiges is amper van die begin af teenwoordig in die manier hoe die kerk funksioneer. Wat hier gebeur is twee groepe. En die een groep is die Hebreeus sprekende of Aramees sprekende gelowiges. Hulle is gelowiges wat in 'n miskien nader aan Israel se geografiese gebied groot geword het, miskien in Juda, hulle was naby aan die tempel, hulle was naby aan die soort van gebruik, aan die kern van die geloof, hulle sou die rituele van die tempel geken het, hulle sou al die wette geken het, hulle sou goed belese gewees het in die Torah, en ook in die geskrifte wat voorspel dat Jesus kom, so hulle het 'n goeie verstaan gehad van die godsdienstige, hoe kan ek sê, topografie van die tyd. Daarteenoor was daar ook gelowiges wat se voorouers in die diaspora weggevoer is. So hulle is ook Israeliete, hulle is ook God se volk, maar hulle voorouers is weggevoer deur die Arameërs, deur die Assiriërs, hulle is deur die Assiriërs weggevoer na verskillende plekke toe, juis om hierdie volk te ontbind. So hulle ouers het opgeëindig, ten alle waarskynlikheid, 'n groot groep van hulle het opgeëindig
in Noord-Afrika. So hierdie gelowiges wat nou terug is, en die kerk is besig om te vorm, sy DNA, sy kultuur, sy verstaan van die wêreld is grootliks gevorm deur Noord-Afrika, plekke soos Egipte, Libië, Turkye, so ons sien dat hier is nou 'n samestoring. Hierdie gelowiges lyk anders, hulle praat anders, hulle dink anders, hulle is miskien nie so goed belese soos wat die Aramees sprekende gelowiges is nie, maar hulle is gelowig en hulle is in hulle eie reg, is hulle ook dan nou teenwoordig. So ons sien hierdie spanning tussen hierdie twee groepe gelowiges. Klink dit miskien vir jou bekend? Die kerk is nog in sy leerfase, net soos wat hy maar vandag is. Mense met verskillende fokusse, mense met verskillende oortuigings, en hier is die kerk nou vasgevang in hierdie, ek wil amper sê, magsspel tussen mekaar. 'n Ongelooflike gebeurtenis, wat dan nou hier gebeur. Wat dan nou hier gebeur, is dat daar is 'n tweestryd tussen die bediening. So hulle sê dat die Arameërs, die Hebreeus sprekende of Aramees sprekende gelowiges of weduwees en hulle kinders meer aandag geniet as hierdie wat Grieks praat, hierdie wat so Stefanus Grieks is, wat waarskynlik uit Noord-Afrika uitkom, hulle kry minder aandag en hulle sê vir mekaar, maar hier's nie genoeg hande om almal te bedien nie, hier's te veel bedieningspunte, klink dit miskien bekend? Dit is amper asof die probleme van die vroeë kerk, maar eintlik vandag nog ook seevier, dat ons eintlik te min hande is, en dan raak mense ongelukkig. Daar is nie 'n kerk in hierdie land, waar daar nie iemand ongelukkig is, dat hulle nie goed genoeg bedien word nie, en dit is van die begin af is dit so, want in die kerk sal daar altyd nie genoeg hande wees nie, en die behoeftes sal altyd groter wees. En nou word die weduwees wat Aramees spreek nie goed behandel nie, en dit is in hierdie bedieningsspasie waar Stefanus, waar ons sien dat hy sy fokus aan die wêreld bekend maak. Dit is hier waar Stefanus sê, ek sal dit doen, ek sal optree vir hierdie klomp weduwees wat nie 'n mond het om te praat en wat niemand het wat na hulle omsien nie. Ek sal dit doen. Sien, Stefanus maak sy fokus bekend. Hy sê ek is die een wat hulle sal bedien. Ek sal hulle mondstuk wees, ek sal hulle beskermheer wees. Ek sal sorg dat hulle bedien word. Nou moenie Stefanus se fokus verkeerd hê nie. Dit gaan nie oor wat hy doen nie. Dit verklap nie sy fokus nie. Dit wat hy doen is eintlik die resultaat van sy fokus. Sy fokus lê op 'n ander plek. Dit wat hy doen is die nadraai. Dit is die gevolg van sy fokus wat hy het. Die teks verklap ook wat sy fokus is. Hoor hoe beskryf hulle, as hulle van Stefanus praat, selfs in Handelinge 6 praat hulle praat nie net van Stefanus nie. Hulle praat van Stefanus vol van geloof en die Heilige Gees. Dis hoe hulle vir Stefanus beskryf. So Stefanus is iemand wat vol in geloof is. Sy fokus is op 'n ander plek. En dan lees ons in vers 8 van hoofstuk 6, en Stefanus vol genade en krag het groot wonders en tekens onder die volk verrig. So Stefanus is besig om 'n klomp goeders te doen wat die nadraai is van sy fokus. En dan beskuldig hulle hom. Hulle beskuldig hom van 'n klomp dinge. Hulle vat hom aan. Hulle sê, Stefanus, jy kan nie besig wees met hierdie klomp dinge nie. En nou, wie dink jy is die groep mense, of wie binne hierdie groepering van gelowiges is dit wat hom aanvat? Wie dink jy is dit? Dink so 'n bietjie daaroor. Is dit die tradisionele Aramees sprekende gelowiges wat nog altyd die tempelwette gehoorsaam, wat nog altyd die rituele volg, of is dit hierdie klomp wat uit Noord-Afrika uitkom? Ironies genoeg is dit sy eie gelowiges. Dis mense wat saam met hom uit die diaspora uitgekom het. En nou beskuldig hulle hom, want hulle sê, Stefanus, jy gee nie genoeg om oor die rituele en die wette van die tempel nie. Kan jy dit glo? Sien, hulle wil wees soos wat hierdie tradisionele gelowiges is, en dan beskuldig hulle hom en sê, Stefanus, jy gee te om vir hierdie rituele, jy gee te min om vir die rituele en die tradisie van die tempel gebruike. Kan jy dit glo?
As ons dit in vandag se woorde moes omken, as ek vir jou 'n vraag moet gegee het om so 'n bietjie daaroor te dink, sal dit wees, laat jy toe dat God dinge doen deur die werking van die Heilige Gees buite jou verstaansraamwerk, buite jou tradisionele verstaansraamwerk. Laat jy God toe dat die Heilige Gees doen wat die Heilige Gees wil doen, maar dan sê Stefanus vir hulle, maar ek volg die Gees van God. Die tweede ding waarvan hulle hom beskuldig is dat hy te min maak van die tempel. Hy's te min gefokus op die tempel. Nou is hulle hulle het nou gesien dat die tradisie en die rituele nie werk nie. Nou fokus hulle in op die tempel. Nou sê hulle, vir jou, Stefanus, is die tempel nie belangrik genoeg nie. Want onthou, as jy nie op die tempel fokus nie, dan fokus jy nie op die teenwoordigheid van God nie. So dis waarop hulle hom beskuldig en dan wys Stefanus vir hulle uit. Maar weet jy wat, God was nog altyd teenwoordig. Hy was teenwoordig toe Abraham voor daar 'n tempel was. Hy het vir Josef in Egipte, hy het vir Moses in die woestyn. God was altyd nog teenwoordig. Hy sê inteendeel, ek fokus op die teenwoordigheid van God. Die vraag wat ek vir jou vandag kan stel is jy bewus van die Here se teenwoordigheid in jou alledaagse lewe? Want dis waarvan hom beskuldig. Is jy bewus van God se teenwoordigheid in jou lewe? En dan is daar so 'n derde beskuldiging wat hulle hom van beskuldig, en dit is dat hy te veel maak van Jesus. Jesus is vir hulle 'n profeet en hy is nie so seer, en dan sê Stefanus vir hulle, maar julle het die teenwoordigheid van God gemis, hoe kon julle? Miskien is dit tyd dat ek en jy vir onsself vra, wat is ons fokus? Wat is ons fokus van ons lewe? Stefanus hier op sy einde, dan breek sy einde aan, en dan wys Stefanus vir hulle die Messias uit. Hy sê vir hulle, Jesus is ook nou hier in hierdie laaste oomblikke, in hierdie laaste deel van my lewe, sien ek hom, en ek sien hom aan die regterhand van God sit. Dis waar hy stelling inneem. En nou begin die klippe te val, en die klippe val mis, en sommiges val raak, bene breek en sy bloed vloei. En ek wonder of die woorde van Psalm 110 nie ook deur sy kop gegaan het nie, wat sê, sit aan my regterhand, sodat ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete maak. Sit aan my regterhand. God sê vir Stefanus, neem posisie in hier aan my regterkant. Neem posisie in, totdat ek jou vyande van kant gemaak het. Ek is die een wat oor jou waak. Dit is iets van hierdie teks herinner ons aan Openbaring 5, waar vertel word deur Johannes wat skryf, wat sê dat hy skryf oor Jesus se koms in die hemel in na die kruisdood. En daar's hierdie een indrukwekkende oomblik waar die sterkste van die engele, Openbaring sê dit, die sterkste van die engele gaan staan by die boekrol voor die koninkryk van God, en hy sê hierdie gedeelte, hy sê, wie is waardig, hy skree uit, wie is waardig om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek? Niemand, nie in die hemel, nie op aarde, nie onder die aarde, was egter in staat om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. En hierdie engel skree dit uit oor duisende engele en die hakens en hemelwesens teenwoordig, en dan is daar hierdie doodse stilte in die hemel en op aarde. Niemand is waardig om die boekrol oop te maak nie. En dan lees ons dat Johannes begin huil. Johannes huil onophoudelik, en een van die engele kom dan om toe en sê vir hom, maar Johannes, moenie bekommerd wees nie, want die leeu van Juda is op pad. Hy is die een wat stelling gaan inneem aan die regterhand van God, en dit gaan hy wees wat die boekrol gaan oopmaak. Stefanus is klaar gesleep, klaar beskuldig, die klippe is besig om te val,
Bene is besig om te breek en die bloed is besig om te vloei. En terwyl dit alles aan die gang is, hou hy sy oë op die een wat regeer. Terwyl die chaos om hom heers, doof hy dit uit deur te fokus op die een wat dit alles oorwin, op Jesus Christus. Hy bly vashou aan die een wat regeer, bo die chaos wat om hom aan die gang is. En dan vir 'n breekdeel van 'n sekonde, dan sien Stefanus vir Jesus aan die regterhand van God sit. Jesus wat die een is wat die boekrol oopmaak, die een wat alles oorwin. Openbaring vertel dat daar 10.000 by 10.000, 1000 by 1000 engele, diakens en lemelwesens is, wat op daardie gegewe oomblik, toe Jesus sy plek aan die regterhand van God inneem, begin saam sing oor hom. En weet jy wie sing nog saam? Is getroue dienaar Stefanus. Stefanus neem sy plek aan die hemel in, langs Jesus. Mag ek en jy toelaat dat hierdie Heilige Gees van God buite ons verstaansraamwerk kom leef en kom beweeg. Mag ek en jy uit die pad uitkom, deur te weet dat hierdie Heilige Gees is altyd en elke oomblik van die dag besig om te werk, selfs buite my verstaansraamwerk, selfs buite dit wat ek verstaan, of buite dit wat ek glo, en dit wat ek weet. Mag jy die kuns bemeester om te leer nee sê, sodat jy kan fokus. Wat is die dinge waarvoor jy kan nee sê vandag, sodat jy terug kan keer om jou fokus op Jesus Christus te sit, sodat ek en jy saam met die 10.000 by 10.000 by 1000 by 1000 hemelwesens die naam van God kan groot maak. Ek bid dit oor jou toe. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie vir oomblikke soos hierdie, waar U ons net weer kom verbaas. Dankie dat U werk buite ons verstaansraamwerk. Ek wil U grootste seën oor elkeen wat na hierdie video kyk bid. Mag U by hulle wees, mag U teenwoordigheid deur die kragtige werking van die Gees hulle vashou. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. My naam is Dion. As jy met my wil kontak maak, kontak my. Ons inligting is op die webtuiste beskikbaar. Of stuur vir my 'n comment, sommer net in die comment section. As daar iets is wat jy wil deel rondom die Here en die werking van die Heilige Gees, skryf ons 'n storie hieronder. Ons sal baie graag van jou wil hoor. En baie dankie vir almal se ondersteuning, ook julle bydraes, sodat ons kan aanhou om hierdie goeie werk van Christus Jesus te doen. Totsiens.